Môre môre. Ons is nog hier in Borshayen Villa in Pangna. Ons het gister lekker gerelax, ons het geswem in ons swembad, ons het laat geslaap, ons het regtig net gechill. Dis presies wat ons wou doen voordat ons weer begin. Ja, ons het na die cave toe geloop, bietjie later die middag. Dis baie mooi. Dis die enigste mense daar. En maar net deur die hele property geloop, bietjie oor die brug en die dammetjie gekyk en so. En toe was ons na die oorkant die pad waar daar 'n groot oop stuk grond het wat soos net groot grasperk met mooi bome wat uitkyk op die klifs. Dis oop vir die publiek, so die mense betaal 20 baht, dan kan hulle ingaan. Maar omdat jy hier bly kan jy verniet ingaan. Toe het ons daar ietsie gekry om te drink en ook maar net oor die grasperk geloop en na die klifs gekyk en na die mense gekyk wat soos klomp selfies en photoshoots doen daarso. Daar was tot 'n ou met 2 katte wat sy katte gebring het. Maar die hele plek is pet friendly, so jy kan jou diere bring. Die ou langs ons het 2 pitbulls wat hy nie kan beheer nie, wat eintlik baie gevaarlik is want hy het hulle gisteroggend net laat uithardloop. 'n kleiner een wat natuurlik die instigator is en 'n groter ene en die kleintjie soos hype heeltyd die groter ene op. En toe hulle in die dam in en jy kan hoor die manier hoe hy gegil het, ek dink nie hy het beheer op oor hulle nie. En hier's baie mense wat kinders het en die cleaners, hulle het gehardloop soos tot in die dam, maar dit was reg oorkant die waar die cleaners huisie is. Dink jy myself, soos jy nou sulke 2 groot honde het, like hou hulle in die villa en as jy hulle uitvat, sit hulle net op 'n leash. Ek verstaan nie mense nie. Want jy imagine nou daai hond buitekind of buite van die cleaners, maar anyway, mense is nie almal dieselfde nie. Anyway, maar ja, dit is so rustig hierso. Kyk uit op die dam en soos ek sê die klifs en is net so peaceful. Ek dink eintlik ons moet nog 'n dag boek. Ons sal nie, maar hulle het 'n special, dis nou 2100 aand. Maar dit sal 'n bietjie belaglik wees. Maar dit is regtig so lekker dat jy dit sal wil doen. Ons praat net hoe ons sal like om familie hiernatoe te bring. En hier die 2-bedroom of die 3-bedroom en dan sal so lekker wees vir 2 of 3 aande. En natuurlik as jy die groter is, dan raak dit bietjie goedkoper per persoon. Anyway, so enjoy gister se video, het nie veel gebeur nie, maar julle kan sien hoe mooi is hierdie plek.
wat anders? Is je op video? Ik weet niet. Nee, weird is het. No matter what. Dat we denken aan The Descent. My movie heeft mij getraumatized for life. Pretty cool, yo. Sweet, thank you, imagine. Thanks. Volgens Google Maps is hulle verkeerd. Dus die Phuket 85. Lunch. So chicken satay, tikka chicken, french fries and samosas. Ons nieuwe road trip favorite. Jellies, vitamin C's en red lemon soda.
En dan gaan ons bietjie in die swembad spring. Ons het net 'n bietjie strol gevat. Mhm. So mooi en rustig. Het reën. En Brennan se yoghurt is gevries. Hoe voel je daaroor? Gaan ons nou weer ry. So laaste videoetjie van ons ongelooflike mooi villa. Waar ons so lekker by gebly het nou. Vir die laaste paar aande. I'm not ready. I'm not ready. Moet je hopen. Nee, ek is alright. Ai, dit was so lekker. Maar dit reën en dit hou nie op reën nie. So moet 'n bietjie in die reën ry. Hey, helmets. Dit was so lekker.
Hi Bella. En so kom ons tydjie by die wonderlike villa tot 'n einde, ongelukkig. Dit was 'n vreeslike reënerige oggend gewees en ons het gewag en gehoop dat die reën sou ophou, maar dit het ongelukkig nie. En anyway, toe besluit ons nou maar, ons kan eintlik nie meer langer wag nie, want ons moet 12 uur uitcheck en ek dink dit was al na 11. So toe vat ons nou maar vinnig pak al ons goedjies en ry gaan na reception toe. Dit is nogal lekker by reception, dan alles wat jy gespandeer het, die kos wat jy bestel het na die kamer toe, enigiets anderste. Soos hulle sorteer dit vir jou uit die volgende oggend, dan betaal jy nou daarso. So toe doen ons gou dit voor ons kon die pad vat. Soos julle nou kon sien op daai map by reception, dit is 'n verskriklike groot stuk grond. So waar die villas is natuurlik die main deel, en dit het die dam, en dis ook waar die teambuilding plaasvind. Nou, in die restaurant is daar so natuurlik, en hierdie gebou aan die regterkant is waar jy ontbyt gaan eet, as jy ontbyt ingesluit het by jou kamer. En het oor as so golfkarretjies wat rondry en die mense rondry na hulle kamers toe en so. Die 1 bedroom, 2 bedroom en 3 bedroom villas is almal om die dam, maar die 4 bedroom villas het hulle nou onlangs klaargemaak, so hulle is so eentjie aan, hulle is nie om die dam nie. Maar in elk geval, as jy hierso by hierdie hek kom, dis is 'n publieke pad, maar die grond oorkant die pad is nog steeds deel van Bosjesjan. So dit is waar die groot grasperk is, en dit is waar die mense van die publiek kan kom, en waar hulle kan 20 pad betaal, en dan kan hulle ook ingaan en gaan foto's neem en selfies neem en al die goeders. So jy ry eintlik by die hek uit, maar jy is nog steeds op hulle stuk grond. Hierdie is alles deel van Bosjesjan. Aan die linkerkant, aan die regterkant, dit is alles een groot massiewe stuk grond. En soos ek sê, ek weet nie presies aan wie dit behoort nie, maar ek dink dit is een groot Thai-familie. Ek sal 'n bietjie research gaan doen. Maar ja, dit is regtig baie impressive. En as jy nou van daar af ry, dan is dit net so 2 kilometer, dan kom jy by 'n waterval uit. Die waterval is nou nie eintlik deel van Bosjesjan nie, dis apart. Maar dit is baie naby, en baie mense hier sommer fiets, en dan ry hulle na die waterval toe. Jy kan ook natuurlik loop so toe. Jy loop so verby 'n dorpie en 'n skool, en dan kom jy nou by die waterval uit. Ja, so die waterval is maar net so 2 kilometer weg van Bosjesjan af. En dis heeltemal verniet, jy kan verniet ingaan. En nog elke keer as ons so is daar eintlik net 'n paar Thai mensies. Daar's nog nooit het ons eintlik foreign toeriste daar gesien nie. En weer eens toe ons nou kom was al 'n paar
daai ouetjies wat geswem het in die rivier en hulle mekaar ge-challenge om te kyk wie kan die langste en die naaste aan die waterval swem met die stroom wat so sterk is. So soos julle nou daar kan sien, die water van die waterval kom actually uit die berg uit 'n grot uit. Ons was al daar dat dit so vol is soos wat dit vandag was. Maar ons was ook al daar wat dit in die droë seisoen, ek dink was ons Mei daar met ons anniversary jaar. Is daar niks water wat daar uitloop nie. Dan is dit soos dol leeg. Ek weet nie hoe diep gaan die grot in die berg in nie. Maar dit is definitief soos jy kan sien met die kanale en so waar die dorpie hulle water vanaf kry. Ek dink dis een van die main water supplies. Aangezien vandag se trip nou nie so ver is nie, so 130 km, het ons maar probeer om op die agterpaadjies te bly vir 'n rukkie langer voordat ons op die highway geklim het.
Ag, die paadjies is so mooi. Ons het gedog ons stop vinnig om so 'n paar foto's te neem. Want soos ek sê, dit is net so stunning. So ja, dit was maar 'n paar grondpaaie ook gewees wat ons deur gery het, maar daarom nie enigiets te erg nie. Ja, daar was nou modder en dit het gereën en so, maar ons het nie eintlik baie vinnig gery nie en ag, dit was maar net lekker om bietjie na al die scenery te kyk. En elke nou en dan verby 'n bees en 'n klomp hoenders en so voorts te ry. Dit was sulke lekker trip gewees, al twee ons trips. Het was nou twee verskillende trips gewees. Die eerste een het ons 1800 km gery en ons het een aand op die meeste plekke geslaap en die tweede deel was nou eintlik soveel anders en rustiger. Ons het een aand op Kelsop geslaap en toe het ons Koh Samui toe gegaan. Ons het nie gedink ons gaan 'n hele week of 4 aande in Koh Samui spandeer nie, maar dit was lekker geweest, dit was vreeslik rustig. En ja, om toe nou terug te kom en dit af te sluit met die ongelooflike mooie villa Bosjan vir 2 aande, dit was regtig lekker. En daarom het ons nou weet ons die pad wat van daar af is dit toe nou net 100 en
met skielik 130 kg huis toe. Wat my glad nie so erg was nie. Ons het 'n bietjie later gery die dag en gelukkig het dit gereën eintlik, want dit was nie te erg dat ons reënjasse aan getrek het nie, maar dit het bietjie die son ook daarom weggehou. Een interessant geweest zijn. So is ons terug aan pakket en oor hierdie horrible beton hill wat ag nee, was ons altyd ongeluk op hierdie pad en die verkeer is nie lekker nie en is toeriste wat net vir die eerste keer op hulle lewe op 'n scooter klim en windgat is, maar nou ja, back to reality. Maar ja, ons het baie lekker vakansie gehad. Dit is definitief alles die moeite werd en ons het nou nie so lekker om terug te wees in hierdie pakket verkeer nie.